episode van Radio Scriptura, 'n potgooi van Scriptura. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê die hele skrif is deur God geasem. Die woord van God is voldoende om ons te onderrig in die waarheid, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte leefstyl by ons te kweek. Scriptura is daarop gemik om dit vir jou te wys. Jou gasheer vir hierdie episode is Jonker Venter. Goeiemôre aan elkeen, aan alle luisteraars en aan my gaste wat vandag saam met my gesels. Dit is nou Marnix Boersema en Jaco de Beer. Vandag, ek sien baie uit daarna om vandag weer 'n luisteraarsvraag te antwoord. Ons het 'n luisteraarsvraag ontvang wat ek graag vir julle wil voorlees. En dit handel oor die 7-dag Adventiste. So ons het goed gedink om dan hierdie episode te doen oor die 7-dag Adventiste, en ek sal opgewonde wees as hierdie episode dalk ook kan lei daartoe dat ons na verskillende ander wat sal mens sê sektes of dalk ook kultus kan kyk wat oor die Christelike leer ook natuurlik gaan. En as ons 'n reeks hieroor sou kon doen, sou dit goed wees. Ek dink die luisteraars moet ons ook maar hieroor vra en aanduiding gee. Maar ek gaan vir ons die boodskap lees en dan kan ons wegval met die bespreking. Goeiemôre, ek het 'n boodskap van 'n familielid gekry wat eers 'n dopper was, maar wat oorgegaan het na die 7-dag Adventiste toe. Ek wil graag weet hoe ek die familielid kan help om weer op die regte pad te kom. Kan ons dalk 'n Scriptura episode kry wat spesifiek oor die 7-dag Adventiste handel, waar hulle dwaal en hoe hulle wetties is? Ek het al probeer om Prof Stoker se raad te volg deur vrae te stel, maar die familielid vermy die antwoorde en dwaling van die 7-dag Adventiste. Dit maak dit moeilik want die persoon is nie naby my nie. Op hierdie oomblik weet ek nie hoe om die familielid te help nie. So met ander woorde, die persoon is nie geografies naby nie. Dit sal baie waardeer word as julle die 7-dag Adventiste op Scriptura kan hanteer. Hier in die provinsie waar ons bly is die 7-dag Adventiste volop. Ek weet nie presies hoe om sulke mense wat met die 7-dag Adventiste de mekaar geraak het te benader nie. En veral hoe om familie te benader, dat hulle kan terugkeer na die ware geloof en kerk toe. Baie dankie. Nou ja, julle, soos ek gesê het, ek is baie opgewonde en daar's soveel dinge wat 'n mens sou kon gesê het hieroor. Ek wil graag saam met julle gesels en ook julle insette hoor. Ons het gedink om hierdie luisteraarsvraag goed te antwoord en sinvol te antwoord, moet ons dit opdeel in die volgende punte. En ek dink ons wil wegtrek deur te sê, ons moet kyk wat die gesindheid is waarmee ons ander mense benader, mense wat vanuit ander geloofsoortuigings kom, en veral as dit familielede is, maak dit soveel te meer belangriker. So ons sal eers 'n bietjie stil staan by die gesindheid waarmee ons ander mense moet benader wanneer dit gaan oor geloof, en dan tweedens gaan ons bietjie meer in diepte gaan kyk na wat is die front wat van die Christelike lering wat die 7-dag Adventiste voorhou, en dan gaan ons bietjie kyk na die slaggate wat die 7-dag Adventiste teenoor die gereformeerde leer, dan gaan ons die twee teen mekaar bietjie stel, sodat ons mooi kan verstaan wat glo die 7-dag Adventiste, natuurlik in hierdie kort beperkte episode, en dan sal ons aan die einde, om die vraag mooi te kan antwoord, uitkom by voorstelle vir metodes oor hoe mens dan ander mense kan benader en veral familielede wat vassit in die 7-dag Adventiste. En ek dink ons kan nou al dalk sê dis 'n kulte so vroeg in die episode, maar ons sal dit ook bespreek. So baie welkom Jaco en Marnix. Ek is baie bly om saam met julle te gesels. Ek weet nie of daar enige een van julle twee dalk wil inval en bietjie begin praat net inleidend oor hoe ons moet werk, wat ons gesindheid moet wees teenoor ander. Marnix? Ja, goeiemôre julle. Dit is goed om by julle te wees. Ek is nou so 'n bietjie op die selfoon, maar ek hoop die klank kom mooi deur.
Miskien 'n eerste gedagte wat 'n mens hier moet noem, is die feit dat dit baie intimiderend is om met iemand te praat wat in 'n geloofsisteem of in 'n godsdiens of in 'n kulte of in 'n sekte is wat 'n mens self nie al die inligting voor het nie. So as ons nou praat oor die gesindheid waarmee 'n mens familie en ander moet benader, dan wil ek eintlik ook sê dat iets wat daarmee saamgaan of iets wat daarmee gepaard gaan is die feit dat ons moet onthou dat ons nie al die kennis oor die dwaling hoef te hê om dit sinvol te kan beantwoord nie. So die skrif wys vir ons baie duidelik dat dit is ons taak, dis ons verantwoordelikheid om die waarheid te ken, om die waarheid vas te hou en die waarheid sal vrymaak. Dink Maria in Johannes 8. Die Here sê as julle my woord bly, as julle my disippels, julle sal die waarheid ken, die waarheid sal julle vrymaak. So dat ons wanneer ons met so iets gekonfronteer word, dat ons nie hoef te voel dat ons 'n doktorsgraad hoef te hê, byvoorbeeld in die 7-dagse Adventiste leer nie. Maar ons moet eenvoudig die waarheid aan hulle bedien. En dit is 'n inleidende opmerking, maar ek dink tog 'n sinvolle en 'n belangrike opmerking, want die feit dat 'n mens te doen het met hierdie ander idees of idees wat dalk vir ons vreemd is, maak dat ek eintlik nie met hulle wil praat nie of dat ek eintlik nie met hulle te doen wil hê nie, juis omdat ek bang is dat ek uitoorleg gaan word, as ek dit so mag stel. Ja, ek dink dit is 'n baie goeie en leidende opmerking en veral wanneer mens met familie praat, dan wil jy baie versigtig wees want aan die een kant wil jy jou oortuiging gee oor wat reg is, wat jy ook natuurlik mee groot geword het en wat jy weet reg is, maar aan die ander kant weet jy ook dit bring altyd rusie en konflik, so jy wil ook bietjie terugstaan. En dit bring by mens huiwer boonop vir die feit dat jy, soos wat jy sê, mens weet nie altyd presies wat hulle glo nie, en voel jy moet bietjie meer bekwaam wees en toegerus wees of soos jy sê 'n doktorsgraad in die of jy soek 'n kenner wat jou kan help. En dit is so, 'n kenner kan baie mooi begeleidende gesprekke voer, kan amper soos 'n bemiddelaar selfs optree, maar soos jy sê, mens moet vrymoedigheid hê want ons ken die waarheid en die waarheid sal ons vrymaak soos jy gesê het. Ek dink dis 'n baie mooi inleidende opmerk. Mag ek praat maar. Ekskuus Jonker, mag ek net nog ietsie byvoeg daarbey? Ek dink wel mense moet nou nie wegskram en na die ander kant toe oorval waar 'n mens sê, jy weet, ons gaan nou maar net nie aandag gee aan hierdie leringe nie. Ons gaan nou maar net probeer om met 'n mooi hart en met 'n mooi gesindheid te praat nie. Want daar's tog ook hierdie oproep in Titus 1 byvoorbeeld, Titus 1 vers 9 wat gaan oor die kenmerke van 'n ouderling. Dan staan daar hy moet hom hou aan die betroubare woord in ooreenstemming met die lering sodat hy deur die gesonde leer kan bemoedig en ook hulle wat dit teengaan verkeerd kan bewys. So dis nou is maar net een voorbeeld van wat 'n ouderling moet doen en ek fokus nou 'n bietjie hier in op die ouderling, maar dit is tog ook belangrik om raak te sien dat daar die verantwoordelikheid is dat as kom ons sê 'n gemeente word gekonfronteer hiermee dat daar's iemand wat vra het oor die 7-dagse Adventiste, dan rus die verantwoordelikheid rus vierkantig op die skouers van die ouderlinge om hulle diep in te grawe op die gesonde leer en ook dit wat dit teengaan sodat hulle dit verkeerd kan bewys. Nou dit sluit baie hierby aan. Hoe gaan ons hierdie saak aanspreek? En nou praat ek vanuit 'n konteks binne 'n gemeente. En dis ook iets om in gedagte te hou, dat wanneer ek met iemand praat wat in die 7-dagse Adventiste is, dan moet ek ook bietjie nadink, het ek dalk ouderlinge in die plaaslike kerk, in die gemeente waar jy dalk is, wat kan help? Het ek miskien enige ander medegelowiges wat saam met my hierdie pad kan stap? Dit is tog deel van die hele bemoediging en teregwysing en opskerping proses. Ja, definitief. Jaco, ek weet nie of jy graag ietsie wil byvoeg hier nie? Ja, ek het nou 'n gedeelte gemis, maar ek gaan inval wat ek in die begin gehoor het en wat ek ook wil bysê oor die benadering. Ek dink die eerste belangrike ding, en dit geld maar eintlik met alle benadering van die evangelie en die woord en die waarheid teenoor enige iemand, is om die waarheid in liefde te praat, leer die skrif vir ons. En my ervaring met Adventiste is dat hulle is mense wat baie sterk staan op wat hulle glo.
ek wil amper met respek sê aktivisties staan waarop hulle glo. En ek dink ons protestante is seker nie ver agter nie. Maar die punt wat ek maak is so dit is 'n resep vir ontploffing as ek dit so kan stel. Sou mens nie met geduld en genade en die liefde benader, die waarheid in liefde benader. En die skrif eenvoudig laat duidelik spreek, maar soos ons in Jesus se eie voorbeeld sien hoe hy met verskillende mense gepraat het en hoe hy verskillende mense benader het. En selfs Paulus hoe hy in groot kontroversiële omstandighede soos die boek Korinte nog steeds gekom het met die ware liefde van Christus. Nou, daar sit baie keer 'n verwarring in ons gedagtes dat liefde beteken ons moet nie waarheidselemente aanraak nie want dit bring konflik en dis glad nie waar nie. Christus het die waarheid en regheid gestel sonder dat daar ooit 'n bedreiging was. Partykeer vreesaanjaend regheid en hy het dit eenvoudig kalm gestel. So ek dink vir 'n intree vlak omdat hierdie ding want nou is 'n redelike sterk gevoel van adventiste teenoor gereformeerde protestante as gevolg van die sabbatsiening wat ons later sal praat. 'n redelike sterk gevoel ons dat ons groot dwalendes is en dat ons mense is wat die ware geloof verlaat het in sekere opsigte in baie van hulle se oë. Ellen G. White het dit pertinent so geleer. En so natuurlik kan jy onmiddellik sien daar's 'n groot as die adventiste is mense wat goed geleer is ook. So die algemene adventiste is redelik goed in hulle eie leer ingegrond en verstaan hierdie goed. So daar's 'n resep vir 'n goeie ontploffing as jy nie dadelik net luister eers nie. Ek dink die belangrikste is om te luister, om eenvoudige vrae te vra en 'n gesindheid van luister te wys, sodat hulle uitkom met wat hulle sê, dat jy kan hoor wat hulle sê, dat jy kan aanhaak by wat hulle sê. Ja. Ek dink julle albei dit mooi saamgevat die inleiding nê. En ek dink maar ons moet dit vasmaak. Soos Jaco sê, die Sewendag Adventiste is ywerige mense en ek dink dit kan mens vir hulle gee nê. Dis ywerige mense wat wys hulle is lief vir die woord en hulle wil dit wat hulle glo wil hulle uitleef. Ek sê nou lief vir die woord in hakkies eintlik want ons sal net 'n bietjie daaroor gesels, maar goed, hulle is ywerig en daarom kan hulle ook dalk baie konfronterend wees en veroordelend wees. So ek dink die goue beginsel wat julle altyd gegee het, Marnix het uit Titus 1 gepraat, jy het nou 'n bietjie uit Efesiërs 4, praat die waarheid in liefde. Dis baie belangrik. Ons moet dit doen. Ons ken die waarheid. En natuurlik ek het uit 2 Timoteus 2 vers 24 en 25 opsommend geskryf: wees vriendelik, geduldig en sonder twis met sagmoedigheid. Maar ek sê daarvan gepraat uit Titus dat ouderling, dat die kwalifikasie of die eienskappe van ouderlinge moet wees, maar ook so in Titus praat hy dan, in Timoteus praat Paulus met Timoteus. En dan moet so moet ook die karaktereienskap van elke gelowige wees. Om vriendelik te wees, dis die vrug van die Gees. So mens moet bid en vir die Here vra dat hy hierdie gesindheid in 'n mens se hart sal werk. En natuurlik ook wysheid, dat jy met wysheid sal omgaan in elke situasie, want partymal moet jy meer reguit wees en ander kere moet jy bietjie meer terugstaan. Maar in dit alles, dink ek 1 Petrus 3, die goue teksgedeelte wat 'n mens altyd maar na toe gaan wanneer jy praat met mense van ander oortuigings, dan sê Petrus dat ons altyd bereid en gereed sal wees om te antwoord aan mense wat van ons vra oor die hoop wat in ons is. Baie belangrik. Die hoop is in jou en daarom kan jy dit net verkondig aan almal. Goed, so ek wil graag met hierdie gesindheid dink ek moet ons wegtrek en dan moet ons vorentoe kyk na die volgende punt, die front van Christelike lering wat die Sewendag Adventiste voorhou. Ek dink ons kan maar voortaan praat van die SDA as afkorting, dis die Sewendag Adventiste, die SDA. Ek het wel hierdie punt so bedink dat ons nie net sê dat ons praat van hulle lering nie, maar die front wat dit voorhou van 'n Christelike lering, want dit is 'n baie fyn onderskeid wat die SDA voorhou, dat hulle Christelik van aard is en dis hoekom ons aan die begin gesê het, is dit 'n kult of is dit nie 'n kult nie, het dit kultiese elemente of nie, want dit hou, hulle bely werklik waar die
die leer van die drie-eenheid. Hulle bely selfs genade alleen. Gered deur genade alleen. Maar wanneer mens bietjie dieper gaan kyk en in die uitlewing, dan is dit nie wat hulle glo nie. So ek sê dit nou maar inleidend vir die punt. Ek weet nie of daar iemand is wat graag vir ons bietjie wil voortgaan met hierdie punt nie. Iets wat 'n mens ook net kan byvoeg wat dalk sinvol is vir die luisteraar om in gedagte te hou, is die historiese agtergrond van die SDA. Dit kom uit die tweede groot ontwaking. Ek hoop dit is die regte Afrikaanse woord daarvoor, maar die Great Second Advent Awakening. En die SDA is heeltemal deurdrenk van hierdie apokaliptiese gedagtes. En dit was iets wat in daai tyd met die ontstaan van die SDA was dit ietsie wat baie prominent was in die wêreld, wat baie prominent was in Brittanje en Europa en so aan. En hierdie gedagtes van die eindtyd, die einde van die wêreld, eindtyd profeseë, die wederkoms van Jesus, daar's voorspellings gemaak van wanneer Jesus weer gaan kom. Nou, hierdie tipe gedagtes gaan ook baie keer gepaard met vrees. Dit gaan baie keer gepaard met 'n sekere manier van jouself toehou of jouself beskerm van enigiemand anders wat anders dink as jy, juis omdat dit so gehul is in hierdie misterieuse dinge, die eindtyd dinge. So dit is as 'n intrapslag vir die luisteraar, net om te sê, hou net in gedagte dat hierdie tipe idees of hierdie tipe kultuur leef binne in die SDA. Dit is in hulle wortels, dis in hulle DNA. Dis absoluut deel van waar hulle vandaan kom en hoe hulle dink. En dit sal dalk ook help om so 'n bietjie net te verstaan hoe so 'n gesprek moet lyk en net te verstaan wat is die manier hoe mense hierdie gesprek moontlik kan aanknoop. Ja, jy is heeltemal reg. Jy het net gepraat van apokalipties, bedoelende dan ek wil net mooi verstaan, bedoel jy eskatologies of ook apokalipties? Ek bedoel spesifiek gefokus en gebou op apokaliptiese boeke in die Bybel soos Daniël en Openbaring en so aan. So die tydsgees die onthullings. Ja, daai gedagte van die apokaliptiese boeke waar jy hierdie misterieuse kodes en al hierdie dinge probeer ontsyfer, wat hulle dan probeer ontsyfer en ontrafel, ja. Ja, sodat jy dan nou kan vasstel die tyd kom. Want kyk, ons Here Jesus het vir ons gesê jy moet gereed wees. Hy kom. Ja. En so dit is een aspek wat die Christelike leer ons wel baie duidelik leer. Ons moet gereed wees. Ons moet leef vir die eindtyd wat kom. Maar dis soos jy reg sê, dis 'n oorbeklemtoning wat vrees by mense wek. Ek dink 'n wanbalans skep in die verlossingsleer. Maar goed, Jaco. Ek dink ook om die Adventiste goed te verstaan, moet mense hulle ontstaan in ag neem. Ek meen dit is natuurlik 'n komplekse, dieper saak, maar en ons het jy het iewers genoem van is dit 'n kultus of nie 'n kultus nie, en ek dink dit is belangrik om hulle ontstaan in ag te neem wanneer mense daaroor begin praat. Die Adventiste is 'n nuwe geloof. Dit is nie 'n historiese geloof wat sy ontstaan is, dit so die vloei uit die Nuwe Testamentiese kerk of die voortsetting van Christus se openbaringsverlossing nie. Dit het begin in daai groot ontploffing in die 19de eeu toe baie dinge ontstaan het, die dispensasionalisme, verskillende gealistiese oortuigings het in daai periode ontstaan en net so Geliasties, ekskuus. Ek gebruik gewoonlik nie baie daai woord nie, maar het in daai tyd ontstaan en die hartklop van al hierdie tipe oortuigings wat in daai tyd ontstaan het, was 'n frustrasie met die sogenaamde wegval van die kerk en 'n soeke na die ware kerk. Daar moet teruggekeer word na die Nuwe Testamentiese kerk toe en ons moet hom vind. En daar was 'n prediker, 'n baptiste prediker, William Miller, wat begin preek het oor hierdie afval en die terugkeer en baie begin preek het oor die groot wederkoms en Daniël begin interpreteer het en letterlik geïnterpreteer het. Byvoorbeeld die 2300 nagte van Daniël word gekoppel aan 1844 na Christus. En tesame met sy prediking het Ellen G. White parallel, 'n 17-jarige jong vrou, begin visioene kry dat hierdie is die ware kerk, ons moet terugkeer na die ware kerk toe. Sy het visioene begin kry oor die Sabbat. Daar's verhale wat ek al gelees het
en ek sê dit bietjie onder korreksie, want ek het dit gelees en kan dit nou nie presies koppel nie, maar daar's visioene wat gesien is, oor hoe weet ons nou die 7de dag, die Saterdag moet die Saterdag wees, sy het 'n visioen gesien, of van hulle dat Christus of iemand neerdaal op die Bybel, presies op daai gebod wat sê, dis die 7de dag, ensovoorts. So, die hele bou van die kerk staan baie nou tot die visioene wat White gesien het, dis same met die prediking wat daar in die begin het, same van Miller. Nou, dit op sigself sê vir 'n klomp dinge oor die kerkgroep, waarvan is ons mee hier besig. Ja, kyk, daar was, jy's heeltemal reg, Miller is die prominente figuur wat genoem word van die ontstaan van hierdie kom ons sê Christelike beweging, en dan Ellen White is natuurlik die prominente figuur wat eintlik as 'n middelaar half vereer word, nê. Maar ek dink dat jy Miller genoem het was baie akkuraat, want tesame met baie ander mense het Miller voorop gestaan en soos jy en Marnix genoem het, dit het sy ontstaan juis gehad in hierdie tipe van voorspellings van Jesus se koms en dat mense gereed moet wees en dat daar datums vasgestel word, want ek lees op 'n plek, hy het 'n paar jaar lank geworstel of gewerk oor presies die datum wanneer Jesus nou gaan kom, en dit was 1844, so op 22 Oktober 1844. En hy het, as ek nie mis het nie, was hy is 'n prediker, maar ook in die militêr. So jy sien hierdie tipe van rigiede reguit konfronterende dinge wat natuurlik, soos jy sê, in die 18de, 19de eeu bedoel ek, nodig was, want daar wil 'n oplewing kom vir die Christelike afval en so meer. Goed, maar net bietjie terug by my punt. Die front van die Christelike leer wat dit voorhou. Jaco, jy het genoem, dis 'n nuwe geloof, dis 'n nuwe godsdienst, dis nie 'n ou godsdienst nie, en hy kom uit die 19de eeu. En ek dink, ja, ons is 150 jaar of wat, maar ons moet dit mooi onthou. Al is dit al 150 jaar, dis eintlik baie redelik nuut as jy dan moet dink, en dit sê al klaar vir jou, hier's rooi ligte. Moontlike rooi ligte, nê. Goed, maar wat ek wil sê van die front van die Christelike leer, as jy met mense praat van die 7-dag Adventiste, dan kom dit op die oog af, lyk dit asof hierdie mense presies soos ons glo, nê. Hy glo in die drie-eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees. Nogals wil ek amper sê beter as die Jehova getuies, waar hulle glo in Jesus as God, in die Heilige Gees as persoon. Dit klink alles so goed en reg, nê. Hulle glo, hulle sê hulle glo in die Bybelse inspirasie, dat die Bybel die woord van God is. Hulle glo dat jy uit genade alleen gered word. Al hierdie dinge glo hulle, maar ongelukkig is dit net dis net 'n front, want daar is soveel dwalinge wat daarmee saamgaan. En ek dink dit kan ons maar ook bespreek saam met die slaggate wat hulle het. Maar ek dink ons sien dit kom nou al duidelik in ons gesprek na vore. Jy weet, Ellen White se profesie en wat in 1844 gebeur het en dan daardie oordeel wat Jesus gaan bring en wat hy nou ondersoek volgens hulle. Jy weet, die verwerping van al die Christelike ortodokse leer oor uitverkiesing en so meer. Ek sien julle wil graag ook bypraat en bylas. Jaco, jy het nou al 2 keer gesê jy wil die hand opsteek. Is my eerste hand opsteek en toe weer tweede een, maar kom ons gaan voort met die tweede een. Ek wil so 'n bietjie verskil met jou, Jonker. Ek dink vir my is die 7 Adventiste baie ver van ons af, en ek hoor wat jy sê met die front, as mens kyk na die paar sentrale leer soos die drie-eenheid ensovoorts, maar daar as jy buite op sigvlak kyk na hulle, is dit geweldig baie anders.
Ek meen hulle onthou jy mag sekere kosse nie eet nie. Hulle hou baie, en dit is ook baie selektief in die wette wat hulle onderhou, maar daar is hulle die eetgewoontes, hulle is ook gekoppel aan Ellen G. White se visioene, sy het 'n visioen gehad dat ons moet terugkeer na die eetgewoontes, sy het 'n visioen gehad, ons moet terugkeer na die Sabbat toe. Sy het 'n visioen gehad oor die 1844 ding, en so van 1844 is Christus met 'n ondersoekende heiligmaking besig, wat vir my baie ver staan van ons ware leer van regverdigmaking met geloof af. Die beginsel daar is, Christus is besig om mense te ondersoek vir ons, en ek gaan dit in eenvoudige terme sê, en vir ons hulle werke, so hy kyk of jy regtig heilig lewe, en jou finale heiligmaking of redding hang af van 1844 af, deur Christus se ondersoekende werk in die wat sogenaamd bely hulle is Christene, en jy moet streng volgens daai reëls lewe, anders maak jy nie die toets nie. So dit is baie werke gedrewe, en dan net op eenvoudige sigvlak. Ek meen, as jy met hulle, jy kan met iemand praat soos van jou, en ek sê dit nou nie veroordeel nie, maar van jou charismatiese groepe, afgesien as jy nie in hulle kerk is nie, jy praat met hulle, kan jy nogal redelik saam praat, jy weet, behalwe vertale en profeseë wat nie altyd in gewone gesprekke figureer nie, kan jy 'n redelike gesprek hê, 'n baie goeie gesprek hê met 'n charismatiese persoon wat baie naby aan jou staan. Maar dis nie die geval met Seventh-Adventiste nie. Seventh-Adventiste, ek dink wat jy sê, daar's 'n front van Christelikheid is baie groter in my opinie. Die front wat hulle het is geweldig groot. Daar's 'n regtige harde skeiding tussen ons en hulle vanaf hierdie front. Nee, kyk Jaco, ek stem met jou 100% saam. Ek sê hierdie stelling in die lig van die luisteraar, nê. Wanneer jy met sulke mense gekonfronteer word, jy weet hulle glo nie soos ons nie. Dit is uit so. Maar hulle bely die basiese ortodokse dinge, bely hulle. Kom ons vat maar die 12 artikels. Hulle sal dit bely waarskynlik. En dan gee hulle voor asof hulle soos ons glo, en asof hulle in elk geval baie meer ywerig en meer getrou is in hierdie mooi pragtige leer. Maar dis 'n front. So nee, ek stem met jou heeltemal saam. Hulle glo nie, ek bedoel, jy kan duidelik sien, daar's iets anders. Die punt is maar net, wanneer jy in gesprek tree met sulke mense, gaan jy baie keer dalk gekonfronteer word met hulle ywer, en hulle wat vashou aan hierdie selfde dinge, maar dat ons verkeerd is, omdat ons nie daardie dwaalkant van hulle glo nie. So nee, ek stem met jou heeltemal saam. En ek wil bynoem net gou-gou oor ek wil net dit mooi inkleer vir die luisteraars, wat Jaco gesê het, kyk, op 22 Oktober 1844 het Miller gesê, sal Jesus kom aarde toe om sy oordeel te vel, en toe dit nie gebeur het nie, toe moes hy 'n plan maak. Natuurlik, wat altyd met hierdie mense gebeur, want die Bybel sê baie duidelik, niemand weet wat die dag is nie, maar ek het nie gedink hy sal so verwaand wees om te dink hy het dit mooi uitgewerk nie, maar hy het en toe dit nie gebeur nie, toe sê hy, o nee, maar wat toe nou gebeur het, is Jesus het gekom, maar hy het eintlik toe nou 'n ander roete gevolg, en hy het in die hemelse allerheiligste ingegaan, en wat hy daar doen, is hy's besig met hierdie ondersoekende, die voortgaande ondersoekende oordeel. En dan kyk hy na mense se lewens, na gelowiges se lewens, op grond van hulle dade, dan bepaal hy wie gaan nou gered word by sy wederkoms. So dis 'n tipe van 'n vooruitsiening van wat mense reeds doen. En dan word jy, en daar sien ons, is die fout. Daar sien ons die groot leemte in die verlossingsleer, 'n ding wat hulle nog byvoorbeeld verkondig, wat Ellen White self gesê het, is dat ons sondes word op Satan geplaas vir die ewige straf, nie op Christus nie. En dis 'n groot ding, want as dit op Satan geplaas word, dan kan ons ander tipe verlosser en verlossingsleer glo. So ek dink ons moet bietjie oor Ellen White nog dalk gesels, en oor die clear word Bible, dis natuurlik die dwalinge waarin hulle val, maar niks, ek sien jy wil ook iets sê. Nee, ek wil net 'n bietjie onderstreep wat jy reeds genoem het, dat die front wat voorgehou word, by baie van ons as Christene is die gedagte dat hierdie Sewende-dagse Adventiste is Christene, maar hulle glo dit net 'n bietjie anders.
of hulle is Christene, maar hulle het net 'n paar dinge 'n bietjie vreemd, en so ons moet hulle eintlik maar net uitlos, want almal is nie soos ons nie. Jy weet, so dis baie keer die gedagte wat 'n mens hoor by Christene, maar as 'n mens nou so 'n bietjie gaan ingaan op wat hulle glo, dan word dit baie duidelik dat hierdie mense is weer onder die juk van diensbaarheid. As mens gaan kyk na Galasiërs 5. So ons het nou gepraat van Ellen White, en sy's natuurlik 'n baie prominente punt binne in die Sewende-dagse Adventiste se leerstellings wat 'n mens oor moet praat. Sy het haar geïnspireerde profetiese opmerkings wat sy sogenaamd het, of haar skrywes, wat groot gewig dra binne in die SDA, en dis baie keer hierdie skrywes juis van Ellen White, wat hierdie juk van diensbaarheid weer op die mense lê. So ek verwys nou hier na Galasiërs 5 vers 1, as ek praat van die juk van diensbaarheid. Daar sê die apostel duidelik, staan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het, en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. En die hele konteks van Galasiërs 5 is iets wat mense op 'n ander stadium nou ook 'n bietjie meer breedvoerig kan bespreek, maar dit gaan hier oor die seremoniële wette en so aan. Nou, as gelowiges kyk 'n mens na die SDA, en jy sien hierdie is mense wat baie ywerig is, hulle onderhou hulle Sabbat, hulle het sommige Ou Testamentiese voedselwette wat hulle goed onderhou, is ywerige mense, hulle luister graag na hulle Bybel, na die woord, en hulle kom baie sterk oor, hulle kom baie getrou oor. Maar 'n mens moet mooi oorweeg of hier 'n formalisme is, of hier 'n ding is wat eintlik 'n dood in hulle wek. Want hulle het die vryheid wat ons in Christus het hulle verloor, of as hulle dit ooit gehad het hulle dit versaak, en hulle het afgedwaal, hulle het dit nie. So, jy moet dit baie, baie duidelik verstaan, dat die SDA is nie Christene wat net 'n bietjie 'n ander manier van aanbid het nie. Dit is 'n totaal ander ding. En julle het dit al gesê, dis hoekom sê ek net, ek wil dit net so 'n bietjie onderstreep, dat ons net dit mooi uitlig. Jaco, jy wou nog iets gesê het, maar ek dink ons trap nou al, ek wil nie sê ons trap in die slaggate nie, maar ons stap oor na die slaggate van die SDA teenoor die gereformeerde leer. Ek wil tog net nog ietsie klein by sê, en ek dink dit is nie 'n klein ding nie, dit is 'n baie groot ding, want ek wil net uitloop uit Marnik se laaste punt van, is dit 'n groep wat ons, alhoewel hulle groot verskille met ons het, binne in ons dampkring kan sien, of as gelowiges kan sien? En ek moet hier kategories nee sê. Dit is in my opinie 'n kultus, is 'n definitiewe kultus. Hulle het 'n 28 artikel geloof, en een van hulle artikels is baie spesifiek. Die 27ste artikel sê baie duidelik dat die Sabbat, die Sondag, soos ons om 4, is 'n groot dwaling, is 'n anti-christiese dwaling. Dis die leer van die anti-kris wat in die ryk van die anti-kris sal figureer. So ons Sondagonderhouding word as 'n merk van die anti-kris gesien. So dit stel 'n baie sterke, duidelike kategoriese skeidslyn dat ons in deel van die anti-kris is en éventueel geopenbaar sal word as die anti-kris kom as deel van die vals kerk wat met die Sondag, die breking, so vir hulle staan die Sondag amper kulties hoog, die Sabbatdag, die Saterdag, die Sondag, die Saterdag. En dit is die skeiding, 'n groot skeiding van ware geloof. By baie Adventiste sal hulle met jou praat daaroor en vir jou baie duidelik daar 'n skeidslyn trek. So dit is 'n groot ding in ons, daar's met ander woorde geen sinergie te vind hier. Ja, definitief. So dis nie net 'n sekte nie, maar dit of sektaries nie, maar dit is kulties van aard. Is kulties van aard wil ek sê, want dit verwerp die korrekte verlossingsleer van Jesus Christus deur genade alleen. En dit plaas weer die juk van werke godsdiens op die mens, soos wat Marnik dit mooi uit Galasiërs gesê het. So ek dink ons is nou hier by die slaggate van die Adventiste se lering, en ons het baie duidelik gehoor, Ellen White staan voorop, sy's profeties, wat sy sê is basies wat die paus sê. Jy weet, so wat sy sê is wet en is geïnspireerd. So daar's klaar 'n probleem met die skrifgesag. Hulle gaan nie die skrif aanvaar soos hy is nie.
as woord van God nie. En daarom vind jy ook dat die Clear Word Bible wat hulle graag gebruik is 'n vertaling waarin jy kan dit vergelyk met die ander vertalings en baie duidelik sien hoe hulle die woorde verdraai sodat dit by Sabbat aanpas. Daar is soveel ander verdraaiings wat 'n mens kan vergelyk. Op internet is daar natuurlik baie sulke studies waar jy die vertalings in tabelle kan gaan sien. En duidelik sien hoe hulle dit verdraai, veral met die Sabbatsviering, wat verpligtend is op die Saterdag vir hulle, en dan die wettisisme wat hulle voorhou, dat jy moet teruggaan na die Ou Testamentiese wette, jy moet die koswette hou, jy moet die feeste vier, jy moet die Ou Testamentiese seremonies insluit, en dit alles in 'n poging om jou ywer vir God te wys. Dit stem baie ooreen met dinge soos wat is hierdie nie Israel visie nie, maar die wat is daai ander groep, die messiaanse Jode. Jy weet, hou vas aan die Ou Testamentiese wette in liefde vir Christus, jy weet, tipe van gedagte. So ek weet nie, wil julle graag nog ietsie noem oor die slaggate, of dink julle dis genoegsaam? Jonker, ek wil net byvoeg dat jy het nou genoem, jy het nou die koneksie gemaak met ander groepe, en dit is presies die punt wat ons regtig hier moet raak sien, is ons het hier te make met 'n groep wat eintlik presies dieselfde is as al hierdie ander groepe, as al hierdie ander dwalinge, as al hierdie ander godsdienste, want dit is nie in ooreenstemming met die Here se geopenbaarde woord nie. Dit wil op een of ander manier 'n eie heiliging bewerk, hoewel hulle dit sekerlik, die SDA sal dit sekerlik kategories ontken, sal vir my sê dis glad nie wat hulle wil doen nie. Maar as 'n mens gaan kyk na hulle leerstellings, dan is dit iets wat baie duidelik aangespreek word deur onder andere Galasiërs 5, en dit is iets wat mense net moet raak sien hier, dat ons sit hier met die kiem van die SDA is presies dieselfde as al die ander godsdienste, hy het net 'n ander baadjie. Hy lyk 'n bietjie anders. Hy het 'n bietjie ander kleur, hy het 'n bietjie 'n ander voorkoms en so aan. Maar op die einde van die dag kom dit daarop neer dat hier is iets wat mense betower, weer eens in die woord van Paulus in Galasiërs, betower om die gesonde leer, om die evangelie te verlaat. Dit betower hulle op 'n manier om weg te kyk van Christus af en te gaan kyk na hulle self of na iets en iemand anders. En daai betowering kom ook juis deur middel van ander profetiese, sogenaamd profetiese stemme. Mense wat met sogenaamde gesag 'n nuwe insig, 'n eisegese, 'n inlegkunde kom gee wat die mense mislei. En dit sien jy hier en dit sien jy by baie ander groepe. Jy sien dit hier Ellen G. White, jy sien dit by baie ander groepe. Daar's hierdie prominente figure wat met sogenaamde profetiese gesag kom en die betowering begin en die proses begin. En dan ontaard dit in 'n totale nuwe stroming. En dit is waar ons ook nou sit met die SDA. So my pleidooi sal net wees vir mense wat praat met SDA, mense wat self in SDA is. My pleidooi sal wees, gaan ondersoek die hart van hierdie godsdiens, van hierdie leerstellings, en vra jouself af of dit wat hulle bely, dit wat hulle sê, of dit werklik ooreenstem met dit wat ten diepste in hulle geloof lê. Ja, ek dink dit bring ons in elk geval by die metodes oor hoe gaan ons nou hierdie mense benader, en veral as dit nou familielede is, wat die luisteraar ook gevra het. Ek dink, hoekom ons heeltyd van Galasiërs praat, ek dink as ander briewe ook, Kolossense, wat ons voorheen vir mekaar gesê het, maar wat Galasiërs so besonder maak, is dis presies wat hierdie groep is. Dit is 'n Christelike groep, wat weer terugval in die onderhouding van die wette, en wat werk op die gewetens van mense, om twyfel en vrees te saai oor jou sekerheid van saligheid, oor jou sekerheid van jou verlossing, terwyl Jesus Christus die volle prys betaal het vir jou geloof, vir jou sondes, jou in die geloof gestel het,
om hom in dankbaarheid te dien, in dankbaarheid, met ander woorde, iets wat die Heilige Gees in jou werk om hom te wil dien, nie om dit iewers in jou onderbewussyn vanuit vrees te doen, want dalk gaan die oordeel gevel word dat ek nie kind van God is nie, dat ek na die dat ek nie gered gaan word nie. Romeine 8 vers 1, daar is nou geen veroordeling vir die wat in Jesus Christus is nie. Hy het 'n volkome offer gebring om die sondes weg te neem. Hebreërs sê dit so mooi vir ons. So ek wil by die metodes uitkom oor hoe gaan ons te werk met so mense, en Marnik sê dit begin inlei. Hy het gesê, ken hierdie leer, ken die hart van hierdie dwaling. So ja, dis goed, ken die waarheid. Ons het dit aan die begin gesê, ken die waarheid sal jou vrymaak. Dit is die waarheid wat jy gaan, en die hoop wat in jou is, wat jy gaan verkondig aan ander mense. Maar daarmee saam, ken die dwaling. Daar's mos die bekende gesegde, ken jou vyand. En jy moet weet hoe werk die vyand, sodat jy hom kan antwoord. So dis baie goed, dink ek, dat jy dit ken. En dan wil ek byvoeg, gebed. Ons weet, die Bybel praat van die krag van gebed, maar daardie gebed gee vir jou, dit laat jou opnuut weer besef wie jy is, dit laat jou die regte hartsgesindheid gee teenoor jou familielede en teenoor ander mense wat verlore gaan, wat in hierdie dwalinge vassit. So deur gebed werk die Gees kragtig in jou en herinner jou ook aan hoe jy moet werk. Goed, Jaco. Ja, rondom metodes, wil ek 2 fokuspunte stel waarop gefokus word en miskien hoe om dit oor te bring. Vir my is die Adventiste 'n woord plus en 'n Christus plus geloof, kultus of groep dan. Woord plus, by hulle is die woord alleen nie genoegsaam nie. Ellen G. White's interpretasie van die skrif word amper as die metode, die waarheid voorgehou. Jy moet haar benadering volg. Sy word voorgehou as die de facto tipe interpretasie van die gesig, van die skrif. 2 boeke wat 'n groot rol speel is Desire of the Ages en The Great Controversy. Hulle glo sy is die kleiner lig wat die groter lig na vore bring. So fokus op die skrif. Bring hulle terug na die skrif toe. Baie dinge wat hulle sê is weerspreek die skrif. Die feit dat Ellen G. White's interpretasie amper normatief is, staan direk teen 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. Die hele skrif is gegee deur God en daai 4 dinge genoegsaam vir lering, weerlegging, teregwysing en onderwysing, sodat die gelowige volkome, die woord volkome is kern daar, bring dit na hulle vore. Ons het nie enigiets buite die skrif nodig nie. Bring die leer van die Heilige Gees en natuurlik die prediking van die woord staan sentraal na vore, dat ons deur die woord alles het om ons toe te rus. Ons het nie hierdie ander interpretasies buite die skrif nodig nie. So ek skrif sentraal tot ons geloof en waaruit ons moet oortuigings het, is belangrik. Tweede ding sou ek ook sê, dit is 'n Jesus plus evangelie hierdie. Baie duidelik. So bring hulle terug na die leer van die skrif oor regverdigmaking. Kolossense 1 en 2, dan is 2 kernhoofstukke na my mening, waar daar juis oor hierdie soortgelyke dwaling in die Kolossense, en daar's ander boeke wat julle ook genoem het. Ek preek nou 'n reeks deur 1 Timoteus. Die eerste hoofstuk van 1 Timoteus praat ook van hierdie redenasies oor allerlei pragtige mistiese elemente en goede wat ook sentraal tot hulle geloof staan. So bring hulle terug na Jesus, die volkomenheid van Jesus. Kolossense leer vir ons dat Christus is die volkomenheid van God en ons deel in daai volkomenheid. Daar niks kort nie. Bring hulle ook terug na die ware leer van regverdigmaking. Hulle meng heiligmaking, die progressiewe heiligmaking, meng hulle met regverdigmaking. Hulle praat baie van 'n finale heiligmaking, regverdigmaking wat sal plaasvind soos jy progressief gehoorsaam bly en groei. Dit staan teen Jesus se leer van die skrif wat sê dat Christus het vir ons 'n volkome heiligheid bewerk waarmee ons oombliklik bekleed word, soos ons in ons belydenisskrifte leer, dat ons bekleed word volkome en ons niks kort kom om die ewigheid in te gaan enige oomblik van ons sterwe nie. Daar's nie 'n heiligmaking, kom ons nou met 'n aardse vagevuur. Dit is my amper asof hulle aan 'n aardse vagevuur vashou. Soos die Rooms-Katolieke 'n na-doodse vagevuur het
aardse vagevuur waar jy eers moet skoon gebrand word deur Christus, wat van nou mos in hierdie 1800s ingetree het. So fokus baie op Christus, plaas Christus sentraal, oordawerend in jou gesprek. Die genade en die volkomenheid van sy werk. Ja, want dit staan radikaal teen wat hierdie mense glo, dat vir hulle is jy die gesondheidswette onderhou, is jy 'n ware gelowige. So afgesien of ons daai goed nog moet onthou of nie, en ek argumenteer nie, ons moet nie, hang jou redding nie daarvan af nie, maar vir hulle doen dit. As jy iemand is wat vark eet, sal hulle jou as 'n ongelowige sien, byvoorbeeld. Ja, en natuurlik en rook en drink. Dis natuurlik 'n ander debat vir 'n ander dag, maar ek bedoel die punt is maar net hulle wil wys deur hulle leefstyl en deur hulle werke dat hulle heilig is. En natuurlik is dit klink so naby aan, en dis wat ek aan die begin gesê, die slaggat, dit klink so naby, want dit is wat ons ook geroep word toe, nê. Maar nie uit vrees nie om iets by jou verlossing by te werk nie. Dis die basiese van die gereformeerde leer. As jy in 'n gereformeerde kerk groot geword het, veral dan behoort jy hierdie klanke te ken, want dit is die evangelie. Ek wil net laastens noem, Jaco, terwyl ons by die metode is vir die benadering van sulke mense, die luisteraar het genoem, dat sy het al Prof Stoker se raad gevolg, deur vrae te stel, en ek dink, dit is uitstekend, om vrae te vra en vrae te stel. Sy sê maar die familielid vermy die antwoorde en dwalinge van die SDA. En ek wil sê, dit is nie maklik nie. Dit is nie maklik om met familielede te praat, veral baie keer oor geloof nie, en veral as dit in 'n dwaling, as so iemand in 'n dwaling ingegaan het, is baie, jy moet bid vir leiding van die Heilige Gees oor in watter situasie moet jy optree. Maar ek wil beklemtoon dat Prof Stoker se metode, dink ek, is baie goed. Daar is dis dinge wat hy al geleer het in baie kerke, en ek dink dit is uitstekend. Ek wil eintlik sê, hou aan met dit. Maar dit is, ek wil dit nou op 'n mooi manier sê, dis 'n kuns wat aangeleer moet word. Jy moet begin, en dis hoekom ek aan die begin gesê, of aan die einde gesê het, ken die waarheid en ken die dwaling, en dan gaan jou vrae ook al meer ingelig gevra word. En natuurlik moet dit met die opregtheid gedoen word om daardie persoon te wil terugbring by die waarheid, nie om oortuiging te bring nie. Jy is nie daar om te oortuig nie. Die Heilige Gees doen die oortuigingswerk. Jy is net daar om die kom ek sê amper die wanklanke wat die dwaling bring uit te wys, sodat daai persoon self kan agterkom, maar hierdie wat ek sê is nie reg nie, en by die punt kan uitkom, maar daar moet 'n ander waarheid wees, en dis die waarheid wat jy dan verkondig. So, ek dink ons kan na baie ander metodes verwys ook, maar ek dink tog hierdie metode is nog maar die beste, want dit wil in gesprek tree met ander mense, dit wil by hulle hoor wat hulle glo, en dit wil dan aan hulle antwoord gee oor wat ons glo, sodat hulle uit hulle eie wanklanke ook die harmonieuse klanke van die evangelie kan hoor en kan sien, maar daar is geen ander waarheid nie. Jaco, laaste opmerking van jou kant af? Ja, net 'n baie algemene opmerking, en ek het dit in die begin ook gesê, Adventiste is baie sterk aktivisties oor hulle oortuigings, en baie goed toegerus en baie goed ingelig apologeties van hulle. Ek sal nie sê elkeen, maar die meeste van hulle. So, gesprekke met hulle kan 'n groot maalkolk wees, en 'n diep redenasie wat gaan aanhou en aanhou en aanhou. En ek dink, die skrif vermaan ons ook, moenie in onnodige kontroversies en redenasies verval nie. Dit is baie wat Paulus waarsku in verskeie plekke. So stel rustig jou saak, tree toe tot die gesprek, hê 'n mooi een oor en weer gesprek, maar kom by 'n punt wanneer jy duidelik gestel het die volkomenheid van die skrif, die volkomenheid van Christus en die ware leer van verlossing, kom by 'n punt waar jy daar stop. Moenie aanhou, want dan hulle gaan vir jou baie vrae begin vra oor wetsonderhouding, die Sabbat en al daai goed, en dit gaan later die fokus wegtrek van Christus af. En die gesprek gaan dan oor wat Paulus daar ook in Romeine en Kolossense sê, die een dag is goed vir die ander en die ander dag is nie goed vir die een. Daai gesprek van, jy gaan later in hierdie oor en weer bokskruit ingaan oor 10 puntjies, en dan is die evangelie en Christus se sentraliteit
heeltemal verlore. So probeer daar bly en Ja. laat dinge ook op 'n punt. Die Heilige Gees is die een wat die werk doen en die oortuiging doen. Ons kan nie, en daar kom 'n punt waar ons amper tipe van die stof van ons voete afstof en ons doen ons deel en ons bring ons hoop na vore en ons hou nie aan nek nie, as ek die tipe woord kan gebruik. Maar ons hou aan bid. Hou aan bid en as hulle kom met vra, tree liefdelik kortliks toe, maar wees versigtig om aanhoudend aan te hou. Jaco, ek wil onderstreep wat jy sê. So laat jou beheer deur die Gees en in gesprekke moet jy bewus wees. Jy moet doelbewus vir jouself herinner in jou gedagtes. Ek moet tot op 'n punt gaan en dan moet ek stop, want jy moet die beheer oor die situasie dophou. Dat jy nie in daai boksgeveg betrokke raak nie, maar dat jy sê en dan weer orde handhaaf, want hierdie mense soos jy sê raak amper aggressief oor dit en dan lok hulle jou in sekere gesprekke in waar jy nie kan uitkom nie, maklik kan uitkom nie. Goed, dit is wat ons vandag het oor die 7-dag Adventiste. Ek hoop ons kon die luisteraar goed antwoord en dat ons bid ook vir elkeen wat in hierdie dwaling vassit, dat ons mekaar ook hiermee kan help en aan die Here kan opdra en aan almal wat dan ook daarin vassit. Ek hoop almal het hierdie gesprek geniet en waarde gevind daarin en toegerus. En dit is wat ons graag wil doen volgens 2 Timoteus 3 vers 16, dat ons mense kan toerus met die skrif sodat hulle lewe volkome voor God kan lei. Baie dankie vir almal wat geluister het. Ons luister ook graag na julle as julle luisteraars vrae instuur. Baie dankie, lekker dag.